My liewe toehoorder vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here oop te maak. Ons is besig by die eerste twee mense van die Bybel en meer fokus op die Bybelse eenheid binne die huwelik. Ons is by deel 2 en ek nooi jou om weer saam met my te lees in Genesis hoofstuk 2 vers 18 tot en met vers 24. Kom ons gee die Here die nodige eerbied, terwyl sy woord in ons midde oop is, en u sal hoor, so sê die Here. Vers 18 sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak, wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer, al die diere van die veld, en al die voëls van die hemel, en aan hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee, al die voëls van die hemel, al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Here God 'n diepe slaap oor die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente, en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou soos ek vir gesê het, ons is besig by deel 2 van die reeks oor Bybelkarakters, Adam en Eva, die eerste Bybelse verbintenis. Ons het verlede week stilgestaan by die goddelike instelling van die huwelik, en dat die Bybel baie duidelik is, dat 'n huwelik wat God erken, 'n verbintenis is tussen een man en een vrou. Ek wil klem lê op die feit, dat dit nie net gaan oor 'n man en 'n vrou nie, maar dat die Here baie duidelik sê, dat dit een man en een vrou is. Die gedagte rondom een is belangrik wanneer ons na die doel kyk van die huwelik, dat God die man en die vrou by mekaar geplaas het, met die gedagte dat hulle vir ewig by mekaar in 'n verbintenis sal wees. Die woord huwelik het sy oorsprong vanuit die ou Franse, wat 'n wettelike verbintenis bied vir alliansies, en ook later vir die plek waar daar beskermende Bybelse voortplanting tussen mense kan wees en moet wees. En daarom is dit belangrik dat ons hieroor praat, wanneer ons ook vir mekaar moet sê en ons kinders moet leer, dat daar geen seksuele verbintenis tussen 'n meisie en 'n man mag wees buite die huwelik nie. Dis nie gemaak om te ondersoek, of om uit te werk, of om te probeer nie. God gee hierdie verbintenis vir een man by een vrou binne hierdie veilige waarborg van sy samewerking en sy seën. Ons het gefokus op die doel van die huwelik en afgesluit met die verantwoordelikheid wat daar op die man gelaat word
om die aarde te bewerk, daaroor te heers en dit te bewaak, of om dit te bewaar. Belangrik dat die opdrag tot gehoorsaamheid, het ons dan verlede week vir mekaar gesê, om nie te eet van die boom van goed en kwaad nie, uitsluitlik aan die man gegee is. Eva was nog nie daar, as jy die Bybel lees, toe God vir Adam gesê het, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet. Want hy sê, die dag as jy daarvan eet, nie julle nie, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. En ek het verlede week gesê, Eva kon die hele boom geëet het. Dit sou niks aan die mensdom se toestand en verhouding gemaak het. Sy sal haarself in sonde gedomper het. Maar die oomblik toe die man daarvan eet, toe dompel hy die ganse mensdom in ellende, omdat hy die federale hoof van God aangestel is, om oor die aarde te bewaak, daaroor te heers, en om seker te maak dat hy hierdie gebod moet nakom, om as God sê, dit te doen. Ons wil vanmôre voortgaan en ons wil klaarmaak dan by hierdie verbintenis en ons wil kyk na die rolspelers binne hierdie huwelik. In Genesis 1 vers 27 lees ek, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. So God het die mens geskep na die beeld van God en hy het hierdie beeld in Adam gevestig en hierdie beeld handel oor verhouding. Om te weet en te kan verstaan as God sê, dis die standaard. Om die vermoë te hê om te kan kies en die verantwoordelikheid te hê om te vat wat jy gekies het. En dan sê hy het hulle man en vrou geskape. In Matteus 19 vers 4 lees ons, hy antwoord toe die Fariseërs vir Jesus vra, kan 'n man vir enige rede van 'n vrou skei? Sê hy antwoord hulle sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het? Ek wil nou nie tyd spandeer en tyd mors met die gemors van selfde geslagverbintenisse nie. Ek wil vir jou sê dat as jy dit wil doen, kies jy om in rebellie teen God te wees. Want hy sê, het julle nie gelees dat toe God hulle in die begin geskep het, hy hulle by mekaar gebring het as wat? Man en vrou. Hy het die man gemaak, en ons gaan nou daarby stil staan, om man te wees. En hy het die vrou gemaak om nie probeer man wees. Nie die rol van die man te vat nie, maar om vrou te wees. Dis die rede waarom homoseksuele en lesbiese verbintenisse nie deur God aanvaar of binne Bybelse kriteria kan val, waar God hierdie verbintenis kan erken en kan seën. Met ander woorde, jy kies dat 'n ander God jou verbintenis seën, dis nie die God van die Bybel nie. En kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Daar is sekere rolle wat die beste pa nie kan vervul wat die ma vervul. En dis belangrik om dit te verstaan. Kom ons kyk na die posisie
in elkeen van hulle in die huwelik. In Genesis 1 vers 7 lees ek, en die Here God het die mens geformeer, dis die man, uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Twee dinge is hier belangrik. Hy skep die mens, die man, uit die grond uit, wat hom 'n fisiese wese maak. En hy blaas die asem van God, die gees van God, in sy longe in. En dit maak hom 'n geestelike, op daai stadium, volmaakte mens. Wat gebeur met die vrou? Genesis 2 vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap oor die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Uit wat is die vrou geskep? Uit iets van die man. Daar is verskillende redenasies, ek bly by dit wat die Bybel sê, dat God het die rib gebruik. En daai wat hy weggevat het, toegemaak, omdat sy aan sy sy moet wees. Maar ek wil hê jy moet verstaan, dat God vat iets van die man, en hy maak vir hom 'n hulp. Want God het gesê, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En daar staan, en hy bring die vrou na die mens toe. En as jy nou verder lees, dan sê Adam, dis been van my been en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, omdat sy uit die vrou geneem is. As ons by Eva kom, gaan jy sien dat 3 keer, of daar word 3 name aan Eva gegee. Manin, dan sy 'n naam wat sy het voor sy kinders baar, en dan word sy Eva genoem, terwyl sy die moeder van die hele menslike geslag is. Maar dis nou daar gelaat. Die feit van die saak is, dat daar is 'n posisie, en daar is 'n orde, en daar's 'n verskil tussen 'n man uit stof, en 'n vrou uit iets van die man. Wat sê ek? Jy moet seker maak dat jy jou ribbebeen kry. Jy kan nie enige ribbebeen vat nie. Jy moet sorg dat jy jou ribbebeen kry. Want God het 'n ribbebeen vir jou geskep. En jy moet sorg dat jy haar kry. Louis Malherbe het altyd gesê, as hy met die kinders praat, dan sê die meisies, ek soek nie 'n man nie. Hulle is gaga. Dan sê hy vir hulle, onthou wat jy is 'n ribbebeen. Dan sê die seuns, meisies, nooit meisies nie, ek soek nie 'n meisie nie. Dan sê Louis vir hulle, weet jy wat, boetie, jy is sonder 'n ribbebeen. Met ander woorde, wat belangrik is hier, is dat daar 'n verskil is, daar's 'n posisie, daar's orde, wat net die regte vrou in jou lewe kan verval. Nie 'n ander geslag, ook nie as 'n ander vrou nie, die vrou. En dis een van die goed wat, ek dink baie keer agterweë gelaat word. Ons kyk vinnig na die verskillende tussen die twee geslagte. Hulle reken dat die man regterbrein dominant is en die vrou linkerbrein dominant. Dit beteken die man dink met sy verstand en die vrou dink met haar hart. Die regterkantste brein is meer visueel, is meer ontdekkingsgeoriënteerd, en daar's 'n klomp ander dinge wat die slim mense sê. Regterbrein. Jy dink met jou verstand.
Die linkerkant van die brein wat die vrouens meer is meer sensitief en meer kommunikatief. Hulle is baie meer verbaal en hulle is banger vir meer goed as mans. Een man het nie baie woorde nie. En hy met sy woorde kies. Een vrou het om te mors. En sy kan praat. Dis die verskil. Dis hoekom as jy iemand soek in jou huwelik, kan jy nie aan 'n man kry nie, want jy gaan daai praat word. Jy gaan daai fobie kort om vir haar te kan sê, weet jy, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir jou sorg, ek sal jou beskerm, dis wat sy wil hê. Ek het gesê, die man redeneer met sy verstand, dit gaan oor feite. Die vrou redeneer met haar hart, dit gaan oor emosie. Die dominante manlike karakter is voorsiener, terwyl die vrou se dominante karakter is om te versorg en te koester. Die man word geaktiveer deur dit wat hy sien. En hy is die aktiveerder. Die vrou word geaktiveer deur dit wat sy voel en dit wat sy hoor. Nou in 'n gemengde gehoor wil ons nou nie baie hieroor praat nie. En dis hoekom dit belangrik is, my liewe toerder, dat ons sal verstaan dat hoe God gesê het, dat die man moet na die meisie uitreik, hy moet aktiveer, en nou sê hulle, hierdie nuwe, die wettiese vroue, die feministe, hierdie ouens, maar ons kan ook ons mans gaan soek. Man, jy is buite God se wil. Dis die man, is die jagter. Die vrou reageer. Die man word geprikkel wat hy sien, die vrou wat sy beleef en voel. Die man is altyd die prins op die wit perd. En die vrou is altyd die prinses. Jy sal nooit 'n vrou kry wat by die ander vrouens kom sê, het julle gesien, my man het vir my 'n nuwe stofsuier gekoop, hy's 220 watt. Hy het soveel suigkrag. Hy kan so lank werk sonder sy battery. My haardroër is dit en dit en dit, maar vra vir 'n man van sy kar. Hy kan jou alles vertel. Jy weet nie wat sy vrou se kleur hare is nie. Jy weet wat sy vrou se oogkleur is nie. Hy weet wat haar middelnaam is nie, maar hy kan vir jou presies vertel, hy het 'n 2.5 Toyota Fortuner 3.2, soveel kilowatt, soveel newtonmeter, so hoog is hy van die grond af, dis sy wiel onttrek, dis al hierdie goeders. Hoekom is dit belangrik? Het jy gesien dat meisies sal kompeteer as die een van 'n hoër, van die swaai afspring, gaan nie aan die en sê, hoor, gee my 'n kans, ek wil bo klim tot op die rand, bo op en ek wil van daar afspring. Maar die seuns doen dit. Want hulle is gemaak om te kompeteer. Ek wil beter wees, want die ou gesegde hier in my kop sê, sy sal aan my kyk as ek aandag trek. Hoekom is sy die prinses? Toe jy klein was, mevrou, het jy uit die kamer uitgekom met jou wye rokkie, jy het om die ronde gedraai en almal gesê, oeh, kyk die prinsesie. En jy wil vandag nog wees. En dis hoekom die mans nie verstaan nie, as hulle vir my sê, het jy my lief, en sê ek, maar jy weet ons ek het jou lief. Dan sal hulle vir sê, maar jy het nie vir my gesê nie. En as ek dit nie verstaan nie, dan dink ek, maar hierdie vrou is kens. Ek sorg vir haar, ek bly by haar, ek is goed vir haar. Ek is mos lief vir haar. Want ek redeneer met my verstand. Sy wil die prinses bly. Dis ook of sy dikbek gaan wees, as jy vanmôre nie sien, dis sy het haar hare gedoen. Sy het 'n ander rok aan nie. Want sy wil die prinses wees. Sy wil skies die een wees as ons sy uit die kamer uitloop, dat soos van kleins af haar gesê word, oeh, kyk die prinsesie, draai bietjie vir my. En alles die skoene te groot, en al hang die parels onder haar knieë, dit maak nie saak nie. Sy wil die prinses wees.
Die man het 50% meer bruto krag as die vrou, maar die vrou kan meer pyn en hoër temperatuur verduur. Hier is interessant een. Mans gebruik ablisieblokke slegs vir biologiese redes. Jy het gesien as jy 'n mans badkamer instap, praat met niemand. Verskoon nou die woord, die piepie nie kry klaar. Maar as jy verby die vroue se badkamer op, hoor jy hulle kekkel soos in, dan is daar net, daar's nie 'n familie daar nie. Maar hulle as die ander maatjies sien wat daar instap, dan sal hulle gesels. En as hulle uitstap, daar groot pelle. En dis die verskil. Wanneer jy by 'n restaurant kom, sal die man kom en hy sal sy kaart daar neersit en hy sal betaal. As hy kontant het, sal hy sorg dat hy meer kontant het as wat die kos, en dis tot daar, wil moet hom klein geld gee. Baie van die vrouens sal die calculator vat en eers optel of die rekening reg is. Die mans het net 5 artikels in hulle badsakkies. Gaan kyk maar. Terwyl vrouens soveel items het dat ons eers weet waarvoor gebruik jy alles. Want dit is anders. Mans en dames het dieselfde tydsbegrip. Onthou jy as ons altyd vir hulle sê, ek het altyd gesê as my skoonma en Nana van mekaar baie sê, dan is dit die begin van die ewigheid. Maar dit is dieselfde begrip. Want as ek vir haar sê die rugby game is klaar oor 5 minute aan tyd, dink ek nie aan die tyd wanneer daar kykweere is, wanneer daar advertensies is, en wanneer daar oponthoude is nie. 5 minute is 5 minute. Vir haar is 5 minute nog 5 minute. En dis belangrik om hierdie goed te verstaan. Vrouens dink dat 'n skoon huis mense sal beïndruk, terwyl 'n man sal dink, groot televisie, gaan die ding doen. Mans weier om rigting te vra. Ter vrouens maklik die roetekaart sal aansit en sal stop en vra, ek is verdwaal, sê vir my waar moet ons gaan. Dames is bekommerd oor die toekoms totdat hulle met mans trou. Terwyl mans geen bekommernis het totdat hulle trou. En dis belangrik dat ons hierdie goed verstaan, want God het jou as hoof geplaas om te sorg. 'n Vrou trou met 'n man en meen dat hy sal verander, en 'n man trou met 'n vrou en dink sy sal verander. En beide gebeur nie. Dames sal hulle vriendinne nie byname gee. Maar party mans weet nie wat is hulle vriend, wat is hulle pelle se regte naam nie. Want ons het geleer om, dis hoe ons praat. En is hierdie goed wat ons anders maak. Nou ons kan nog ure hiermee besig bly. Maar ek dink jy moet verstaan dat dis belangrik dat ons anders moet wees, omdat ons mekaar moet aanval. Dit beteken nie jy is 50% en jou vrou bring die ander 50% nie. Jy's volmaak, maar God het nodig om vir jou hulp te gee wat by jou pas, sodat julle saam dinge kan doen. Ek wil kom by 'n baie belangrike aspek. En dis die woorde van Genesis 2 vers 24. Daar's 2 woorde wat gebruik word, en dit is verlaat en aankleef. Maas, skoonmaas, paas, skoonpaas, luister. Kinders, getroudes, luister. Vers 23 van Genesis 2 sê Adam toe hy hierdie wese by hom voor hom sien, hy sê sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Vers 24, onthou daar was nie teksverse tussen die twee nie. Vers 23b en 24 lees so: sy sal manin genoem word, want sy is uit die man. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees.
Hoekom daarom? Omdat die vrou wat God vir Adam gegee het, uit hom gemaak is. En hy moet, om by hierdie vrou in te pas, en sy by hom, twee dinge doen. Verlaat en aankleef. Die algemene opmerking is die volgende. Die vers 23 en 24, lê die fondasie vir 'n lewenslange, eksklusiewe huwelik, soos God dit onderwerp het, wat 'n nuwe gesinseenheid skep. Wat sê dit? As ek my dogter afgee, kry ek nie 'n skoonseun by nie. Ek kan hom lief hê as 'n skoonseun, maar is 'n ander gesin. Met ander woorde, ek behou nie die seggenskap oor my dogter nie. Want aankleef en verlaat beteken dat sy 'n nuwe gesinseenheid skep. Laat dit so op die oomblikie insink, want dit is groot om te vat. Want dit gaan maak dat jy verstaan dat jy nie in hierdie nuwe gesin enige seggenskap het. Jy kan nie meer, of jy mag nie meer, instap in daai gesin en sê, hoorie, julle is kers soos by ons nie. Julle moet julle kinders so en so en so en so groot maak. Julle sal julle huwelik nie so doen nie. Want dis 'n nuwe gesin. Dis wat aankleef en verlaat beteken. Sy is uit die man, sy sal manin wees, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en aan sy vrou plak. En hulle sal een wees. Ons wil baie keer hierdie een wees net in die fisiese sit. Dis maar 'n deel van een wees. Waar die eggenote mekaar bo hulle geboortesinne prioritiseer en onbreekbare fisiese, emosionele, geestelike band vorm soos Jesus in die Nuwe Testament hierdie eenheid bevestig. Jy's klaar met jou huis. Jy kan nie vir jou ma gaan skinder oor hoe jou man jou behandel nie. Hy is nie my pa nie. Behalwe as hy jou dogter slaan en dan breek hy sy nek. Jy mag nie vir jou ma gaan sê waar jou vrou tekort, jou man tekort is nie. Jy mag nie vir jou vrou sê, my ma het beter gekook as jy nie. Want hy kies sy geboortegesin as ondergeskik en hy prioritiseer 'n onbreekbare fisiese, emosionele en geestelike band met sy vrou of met haar man. Die sleutelbetekenisse en implikasies is as volg. Daar's 'n nuwe gesinseenheid. Die huwelik skep afsonderlik 'n nuwe gesin met sy eie prioriteite
wat vorige gesinsbande met ouers vervang. Hulle kan elke tweede Kersfees by jou wees, as hulle dit kies. Maar dis nie die wet van die familie nie. En hoe maklik sê ons vir hulle, ons het nog al die jare Kersfees so gevier. Dis 'n nuwe gesin. Dis die belangrikheid wanneer ek hierdie dogter van my weggee. Dis die belangrikheid wanneer ek hierdie seun van my toelaat dat hy aan 'n ander vrou verbind. Ek moet verlaat en ek moet aankleef. Dit vervang alle ander gesinsverbande. Een vlees praat van 'n eenheid of 'n unie. Dit dui op diep intimiteit, fisies, emosioneel en geestelik. Wat beteken dat twee 'n enkele onderlinge afhanklike eenheid word wat lewe volledig deel. Dis wat een vlees beteken. Al drie. Verlaat en kleef. Verlaat behels die verskuiwing in my primêre loyaliteit van my ouers na my eggenoot. Terwyl kleef beteken om styf vas te hou en verbind te bly. As ons dit maar net wil verstaan, dan sal daar soveel familietwiste wees. Of nie wees nie. Waar ek besluit, my skoonseun moet my dogter op die manier hanteer soos ek haar ma hanteer. Ek sê weer, ten spyte, as dit nou verkeerde dinge is, dan is dit belangrik dat ek sal praat. Maar daar's geen verantwoordelikheid. Daar's geen reg wat ek het. Dat ek besluit hulle moet dinge doen soos ek wil hê. Ek kan voorstelle maak. En ek kan die onderrigting wat ek hulle gegee het aan die Here toelaat en sê, Here, ek het hierdie kind in u weë groot gemaak. Ek het vir hulle die standaard geleer. Ek het vir hulle die Bybel onder hulle ingeskryf. Ek gaan vir hulle bid. Hulle gaan dinge doen en hulle gaan foute maak. Want jy het ook 'n fout gemaak. Jy is nie dood nie. Maar dis hier waar jy die een man en die een vrou moet kry wat God vir jou gekies het. Dit gaan oor permanensie. Hierdie gedeelte impliseer 'n onbreekbare band soos Jesus daarna verwys het, om te wys dat egskeiding nie deel van God se oorspronklike bedoeling vir die huwelik is nie. Jesus sê, hy het hulle in die begin een gemaak, met die gedagte dat ek hulle een maak, mag niemand skei nie. Niks. Dis die stigting van 'n mensdom. Die stigting in onskuld is God se bloudruk vir kameraadskap in die huwelik, in hierdie aankleef en verlaat, in voortplanting en in voortsetting van die mensdom. Dis hulle verantwoordelikheid. Maar as hulle besluit, hulle moet een kind hê, of hulle wil twee kinders hê, of hulle wil wat hê, kan ek nie vir hulle sê, maar hoorie, dit pas nie in by ons familie nie, ons het almal, het jy gesien jou ma? Hoeveel boeties en sissies het ek? En jou pa, hoeveel boeties en sissies het hy? Nou wil jy kom voeter met een of twee. Dis nie jou plek nie. Dis nie jou reg nie. Of dit nou verkeerd of reg is, bid vir hulle, gee vir hulle die standaard, maar jy mag nie inmeng. Al is dit die opdrag
en hulle die opdrag kies om ongehoorsaam te wees, daar gaan baie opdragte wees wat hulle gaan ongehoorsaam wees. Het sy God se, het sy ons standaard van die familie. Dis hulle saak. Want God sê, ek moet verlaat en ek moet aankleef. Ek wil afsluit vanmôre met die tydsduur van die huwelik en ek wil volgende week, ons praat nooit daaroor nie, ek wil volgende week praat oor egskeiding. En ek wil vir jou in die Bybel wys wat gebeur en waarom dit belangrik is om daaroor te praat. In Matteus 19, en ons gaan dit volgende week lees, kom die Fariseërs na Jesus toe en die doel is om hom te versoek. Hulle soek fout met wat hy sê. En hulle sê vir hom, hoor nou, is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? Hulle het presies geweet wat die Ou Testamentiese wet gesê het. Want hulle as Fariseërs en skrifgeleerdes het dit van buite geken. Hulle het presies geweet wat die Ou Testament sê oor egskeiding en oor oorspel en oor hoerery en oor egbreek. Hy sê, is dit vir 'n man geoorloof om vir allerhande redes van sy vrou te skei? En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Vers 7 sê, hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? En ek gaan die gesprek dan daar los. Maar ek wil hê jy moet mooi kyk. Die Here sê vir die Fariseërs, hy stry nie oor of dit geoorloof is om van enige goed of enige manier te skei nie. Hy sê vir hulle, het julle nie gelees? Want hy sê eintlik vir hulle, julle weet wat in die skrif aangaan. Het julle nie gelees dat in die begin toe hy hulle gemaak het, hy hulle van die begin af man en vrou gemaak het? Dat hy van die begin af gesê het dat jy moet vat wat jy gekies het. En dat jy moet lief hê wat jy gekies het. Want jy het dit gekies. Tensy jy in die huwelik ingedwing is. Maar in ons westerse kultuur kies ons. En dit maak Adam die verantwoordelike. Maak nie saak hoe verleidend en hoe pragtig en hoe wat sy is nie. Vir geld haar pa het nie. Hy het die verantwoordelikheid om die vrou te soek wat God vir hom gemaak het. En wanneer hy haar kies om met haar te verbind, dan moet hy kies om lief te hê wat hy gekies het. En daarom kan ek nie, daarom is dit my skuld as ons eendag voor 'n huweliksberader staan en ek sê vir die huweliksberader, ons het oor die jare vir mekaar vreemdelinge geword. Ek het dit toegelaat. Wat ook al die omstandighede is. Ek bly as man verantwoordelik
Ons kan saam besluit. Sy kan sterker wees in baie dinge en sy kan kom met voorstelle oor baie goeders en ons kan saam besluit en as ons saam besluit het, is die verantwoordelikheid by my. Dan kan ek nie soos Adam vir die Here sê, toe die Here vir hom vra, wat jy gemaak het, vir hom gesê, dis die vrou wat jy my gegee het. Ek het daai vrou gekry. Ek het gesê, sy is manin. Ek vat haar. Ek het haar gekies. Nou moet ek verantwoordelikheid vir haar vat. En dan kom hy en hy sê, wat God dan saamgevoeg het. En dis hoekom dit nie sommer net 'n lekker dag is waar ons nou gereed maak vir 'n lewe vorentoe nie. As ek daar voor die Here staan, het sy in die magistraatskantoor, het sy in die kerk, het sy waar. Die wetlikheid is van die huwelikskontrak of die huweliksertifikaat is maar die wêreldse. Maar ek staan daar voor God en ek sê, ek erken en ek aanvaar dat hierdie vrou U my gegee het. En as ek nou die verkeerde vrou gekies het, dan is dit maar op hierdie stadium my saak. Maar ek vat haar. En dis waar die spreekwoord vandaan kom, till death do us part. Wat God dan saamgevoeg het, want ek sê hiermee, as man verantwoordelik, dat ek erken dat God hierdie vrou vir my gegee het, en ek wil my aan hierdie vrou verbind. Wat God dan saamgevoeg het, mag ek of sy of niemand weer skei nie. En ek wil volgende week wil ons daarby stil staan. Die gebed van my hart is dat die Here werklik, ek het swaar gesluk die eerste keer toe ek hierdie aankleef en verlaat verstaan. Maar dit het my bevry. Want toe sit ek nie meer met die druk om vir een van my dogters te sê, maak soos ek sê. Toe kan ek vir hulle sê, as hulle vir my sê, pa, wat sê jy? Dan sê ek, maak soos ek jou geleer het. Maak soos die Bybel sê. Vra die Here. En as jy dan by die Here kan wegkom, met hierdie duiwelse keuse wat jy maak, moet jy weet, dit dra nie my goedkeuring weg nie, maar gaan jy nie onterf as jy dit doen nie. Want jy kies. En jy moet dit met jou man bespreek, of met jou vrou bespreek, want julle vat verantwoordelikheid hiervoor. Jy kan nie môre terughol en sê, maar maat so gesê, of maat so gesê. Want as jy probleem met Adam en Eva, is dat toe hulle sonde doen, toe hulle nie verantwoordelikheid vir afvat. En daarom moet jy vanmôre hierdie ding verstaan. Jy gaan soek die Here, en maak jouself los van goed wat nie jou verantwoordelikheid is. En as jy nog kinders in die huis het, maak seker dat jy as jy hulle die dag uitstuur, jy vir hulle ten volle toegerus het, sodat hulle hierdie goed verstaan, en weet wat hulle doen. En nie kan die verantwoordelikheid op die ma of jou pa plaas nie. Kom ons buig ons harte. Dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die woord. Ek dankie vanmôre, Here, dat dit bevrydend is. En dat dit vanmôre belangrik is om te verstaan dat U wat die goeie werk ook dan daar begin het met my kinders se huwelik, U dit ook sal volëindig. Here, dat ek dan die rol sal vervul van die steunpilaar, die fondasie, waarop hulle ook dan saam met U 'n huwelik met U kan bou. En Here, daar baie hartseer en baie dinge gaan gebeur wat hulle sal moet leer, net soos ek dit geleer het. Maar Here, dat een ding sal vasbly en dit is, Here, dat U hierdie verbintenis geskep het. U goedkeuring en seën daaraan gegee het. En as ons huwelik op U bou, met die agtergrond en met die kennis en met die
ondervinding wat ons by ons ouers geleer het, ons ook van daardie band 'n sukses kan maak. Kom gee vir ons genade, Here, om werklik ook in ons eie huwelike, ons kinders uit die huis uit is, sal aanhou om hom en haar in my lewe te eer, wat die eerste plek het. En Here, word U dan verheerlik, in Jesus se naam. Amen.